U is die Here oor die hemel en die aarde. U het ons berge gemaak. U laat die riviere vloei, en U alleen kan die hemel oopmaak en die reën laat val. Here, ons land is droog, die grond dors, die damme word leeg, die lande en weivelde het water nodig. Mens en dier wat op U voorsien. Daarom kom ons vandag nederig voor U en smeek ons U vir reën. Here, stuur asseblief die reën. Nie net 'n paar druppels nie, maar goeie, sagte, deurdringende reën. Reën wat die droë grond nat maak. Reën wat ons damme en riviere voed. Reën wat nuwe lewe laat uitsprei. Reën wat hoop vir elke boer, elke plaaswerker, elke gesin en elke dier wat van hierdie land afhanklik is. Ons erken, Here, dat ons nie die wolke kan beveel nie. Ons kan nie die seisoene beheer nie. Ons kan plan, werk, beplan en voorberei, maar ons is afhanklik van U. Die woord sê, die Here regeer, laat die aarde weet. Daarom wil ons U nie net aanroep, omdat ons iets nodig het nie. Ons wil U ook eer, omdat U God is. U bly goed wanneer die grond droog is. U bly getrou wanneer ons bekommerd raak. U bly koning wanneer ons nie weet wat môre gaan bring nie. Here, kyk met genade na die Weskaap. Kyk na die droë land en die mense wat angstig na die hemel kyk. Maak die hemel oop, Here. Stuur U reën. Verkoop die aarde, vul ons damme. Laat die veld weer groen word. Gee nuwe lewe waar daar droogte is. En wanneer die reën kom, help ons om nie te vergeet wie dit gestuur het nie. Mag elke druppel ons herinner, U, Here, regeer. U, Here, voorsien. U, Here, is goed. Aan U alleen behoort die eer. Ons vra dit nederig en met geloof in die naam van Jesus Christus. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil die Here die hele tyd prys. My mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem. Verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons hom saam sy naam verheerlik. Kom ons staan vir die laaste lied, laat ons saam sy naam verheerlik. Vroeg in die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek die liefde en lag in die nag as stilte oor alles al, voel ek die vrede, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied, ontvang my liefdeslied. En as ek opstaan, trek die gedagte my, dis
is net genade, en alles wat ek maar as vanselfsprekend aanvaar, is blote gawe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Sonder die berge, strale van liefdeslig, skyn God gegewe. Ek kyk in die oë, strale van liefdeslig, stroom deur my lewe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Ek wil dan nou vra dat ons sal stil raak met 'n lied, en die lied jou sal help om voor te berei vir die erediens. Voor die troon van glans en skitterende lig, buig die hemelkoor voor U aangesig. Die engele roep uit en hulle bring U eer. U wat is en wat was, die almagtige Heer. Geen woord op die aarde kan U grootheid verklaar. U heerlikheid vul alles rondom U. Heilig, heilig, heilig is U naam. Die hemel en die aarde roep dit nou saam. Heere God almagtig, U regeer vir ewig, koning van die skepping wat nooit sal verval. Dag en nag sonder ophou bring ons U die lof. U is die heilige, verhewe bo elke troon. Vier lewende wesens sing die ewige lied oor die majesteit wat U teenwoordigheid bied. Ons sien die reënboog rondom U heilige troon, waar U in die volle glorie en skoonheid woon. Ons bring ons krone en ons lê dit nou neer, want U alleen is waardig, ons koning en Heer. Aan U die heerlikheid, die krag en die mag. U skyn deur die eeuwe met goddelike pracht. Elke knie sal buig en U grootheid bely. U wat
was, U wat is en wat altyd sal bly. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig, heilig, heilig is U naam. Die hemel en die aarde roep dit nou saam. Heere God almagtig, U regeer vir ewig, koning van die skepping, wat nooit sal verval. Dag en nag, sonder ophou, bring ons hierdie lof. U is die heilige, verhewe bo elke troon. Heilig, heilig, heilig is U naam. U wat was en wat is en wat kom. Dis God wat die inisiatief geneem het om my en jou uit ons normale gang van die lewe hierheen te roep met die oog daarop om ons geloof te bou en te versterk. En dis hy wat ons vanoggend hier ontmoet. JP, kan ek vir jou vra of jy vir ons die kers sal aansteek asseblief? Genade, vrede en hoop van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Gees wat ons hier as sy kinders verenig. Amen. Groot is U
Psalm 15, 'n Psalm van Dawid sê, wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? En dan sê hy, wie is die persone? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie, en hom nie laat omkoop, om die onskuldige te kort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek dit hoor, dan is dit nie die plek waar ek moet wees nie. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? En as 'n mens so sing, heilig, heilig is die Here, dan besef 'n mens met wie het ons te doen. En as dit ook soos Petrus, toe hy in sy alledaagse lewe hierdie magt om vis kry op die Here se bevel, besef hy dat die een wat by hom staan, is die Here, die skepper van hemel en aarde. Toe Simon Petrus dit sien, hierdie klomp vis, val hy voor die knieë van die Jesus neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Ek wil dan nou vir elkeen van ons, en vir myself ook, geleentheid nou gee vir stil gebed, waar ons net by die Here se voete sal kom, en dit wat dalk nou tussen jou en hom staan, dat jy dit ook hier, in hierdie ruimte, saam met medegelowiges, in jou hart vir hom sal gee. Korintiërs 6 vers 11 sê, so was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was, julle is geheilig, en julle is vrygespreek, in die naam van die Here Jesus Christus en die Gees van ons God. Kom ons sluit die oë. Here, baie, baie, baie dankie, dat as ons hoor, wie die reg om in u teenwoordigheid te kom, dan weet ons, Here, ons skiet tekort. Maar dankie Jesus, wat u vir ons kom bewerkstellig het aan die kruis, dat u die weg gebaan het, en dat ons voor u, die Vader, mag kan verskyn. Dankie vir die ruimte, waarin ons uit die normale lewe uit geroep word, om vir 'n oomblik hier te kom sit, saam met broers en susters, en saam te bely, dat ons u kinders is. Dankie, Here, vir u vryspraak. Dankie dat u ons skoon gewas het, en dat u ons geheilig het. Amen. Thank you.
Ons is besig met ons 40 dae en ons tema is ontwrig die verdeeldheid. En het ons al in 2 Augustus het ons die voorreg gehad om die eerste gedeelte te doen wat sê oor love changes everything and everyone. En het ons ook in klein groepe bymekaar gekom en daaroor gepraat en het ons vir mekaar gesê, wat beteken dit dat die liefde van Christus dryf ons, soos Paulus sê in 2 Korintiërs. En het ons ook met die kinders, het ons dan ook dieselfde, die temas is 'n bietjie anderste, maar is presies dieselfde wat ons eintlik op die einde van die dag doen. En het ons dan, soos julle kan onthou, het ons met ons kindermoment gesê dat liefde dryf ons, en as die kinders wat nou hier is, as jy kan onthou, het ons mos gesê, hoekom doen mamma partykeer daai werk wat regtig nie lekker is nie, en dan doen sy dit tog met 'n glimlag oor die liefde vir jou. Nou vanoggend is ons by week 2, en is ons tema, God se wil vir jou lewe is heiligheid. Nou voor ons nou die kindermoment, waar ons 'n storietyd gaan hê, wil ek gou vir die kinders vra, het julle dit gekry by die deure? As jy nie het nie, wil ek gou vir jou vra, of jy net vinnig hier vorentoe sal kom, daar op die bank is so 'n pakkie papiere, daar 6 bladsye aan, en wat lekker is van hierdie, terwyl ons die diens doen, kan jy hier deurblaai en alles wat in die diens behandel word en alles wat gevra word, se antwoorde gaan jy hierin kan neerskryf. Hier's 'n blokkiesraaisel, hier is iets van alles. So, kom haal vir jou. En dan het ons die voorreg vir oggend om 'n storietyd. So, ek gaan nou vra dat jy lekker mooi sal luister en daar gaan ook prente op die bord wees. So kom ons luister na hierdie storie vanoggend. Lank gelede was daar 'n koning wat bekend was vir sy goedheid, vriendelikheid, liefde en wysheid. Almal in sy koninkryk het hom bewonder. Sy klere was spierwit gewees en het geblink soos die son op sy helderste. Eendag nooi die koning al die kinders na sy paleis toe. Toe hulle daar aankom, gee hy vir elkeen van hulle 'n spierwit kleed, wat amper soos 'n trui lyk. Dit was selfs witter as sneeu gewees. Hierdie kleed wys dat julle deel van my familie is, sê die koning met 'n glimlag. Ek wil hê, julle moet dit elke dag dra en baie mooi oppas. Die kinders was baie opgewonde. Hulle trek hulle kleed net daaraan en hardloop na buite om te gaan speel. Maar toe gebeur daar iets verskrikliks. Pieter, een van die seuns, val in 'n modderplas. Kaplaks! Lise mors arbeidssap op haar kleed. Johan klim boom en vlek sy kleed met sulke lelike groen kolle. Teen die einde van die dag was al die kinders se klede vuil en het dit glad nie meer wit vertoon nie. Die kinders het baie skaam gevoel en was hartseer oor hoe hulle so vuil is nou, en dat die koning vir hulle so mooi gevra het om nie op hulle klede te mors nie. Och nee, hy Elise, my kleed lyk glad nie meer mooi nie. Dit kan ooit weer skoon kom nie. Toe die kinders teruggaan na die paleis toe, wag die koning vir hulle op die stoep. Hy glimlag vriendelik en sê, ek het geweet julle gaan vuil word. Die kinders kyk verbaas na mekaar en vra, maar hoekom het koning ons dan toegelaat om met ons spierwit kleed buite te gaan speel? Want ek is baie lief vir julle en weet hoe graag julle speel, sê die koning. Maar hoe gaan ons dit ooit weer wit kry, oom koning? Vra klein Gertjie. Julle kan dit glad nie meer wit kry nie,
Maar ek kan, antwoord die koning. Hy wys vir hulle 'n groot fontein met die helderste water wat hulle nog ooit gesien het. Die water blink soos 'n groot diamant. Kom steek julle kledingstuk in die water, sê die koning. Die kinders bring toe elkeen hulle kleed en doop dit in die water. Baie groot was hulle verbasing, toe die vuil kolle, die vieslike vlekke, net so voor hulle oë verdwyn. Dit was weer so spierwit soos aan die begin. Nou verstaan ek, roep Pieter opgewonde uit. Wat verstaan jy? Vra die ander kinders. Die koning verduidelik. Die wit kleed wat ek vir julle gegee het, herinner julle dat ek julle gekies het en dat julle aan my behoort. Ek wil hê julle moet leef en lyk soos ek. Julle behoort aan my. Ek wil graag hê dat julle ook soos ek sal wees en ander mense julle sal uitken as my eiendom. Ek wil hê dat julle sal wees soos ek is. Maar dis onmoontlik, grote koning, want om soos u te wees beteken dan dat ons sonder foute moet wees, bewe Johan se stemmetjie. Nee, antwoord die koning. Ek wil hê dat julle ook vriendelik sal wees, die waarheid sal praat en ander mense sal bystaan en help. En wanneer julle verkeerd doen, 'n fout maak of selfs vuil word, kom net terug na my toe. Ek sal julle help om weer spierwit skoon te word. Onthou, ek is baie lief vir julle en julle behoort aan my. En dit word bevestig, kinders, in Jesaja 1 vers 18. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skerlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal soos wit wol word. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prys die Heer. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Ek so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen. 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 Halleluja, prys die Heer. Ek wil vir julle so vra. Ons gebruik mos woorde om uit te druk wat ons dink en hoe ons voel. Nou ons gebruik woorde om vrae te vra, aan aanwysings te gee en dinge te verduidelik. Nou woorde vorm prentjies. En as ek die woord leer vir julle nou sou sê, wat is die eerste gedagte of prentjie wat nou by jou opkom? Waaraan dink jy normaalweg as jy die woord leer sien of leer hoor? Sê gou vir die persoon langs jou, wat is die prentjie wat by jou opkom as jy die woord leer hoor? Ja, wat is daai eerste gedagte? As ons kyk na die woord leer, dan is daar mos 'n klomp prente wat by jou opkom. Jou sykouse is geleer. Ons praat van 'n leer waarop jy klim, as jy op die dak wil kom. Die weermag was genoem die leer, jy sluit aan by die leer. En dan is daar mos, as ek studeer, dan is dit ook mos leer. So, woorde, ons kry partykeer 'n woord wat
een woord wat 'n klomp betekenisse het, en dis hoekom dit belangrik is dat ons baie keer weet in wat se sin gebruik ons daai woord om dan vir ons duidelik te wys, maar wat word bedoel met hierdie woord? Nou, maar ek wil vir jou so vra. Vanoggend gaan ons uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 21 lees. Maar voor ons dit gaan lees, wil ek vra dat ons net ons oë sal sluit en ons hande sal oopmaak soos ons gewoonte is, as 'n teken van ontvanklikheid, en kom ons vra vir die Here om dan met ons te praat deur sy woord. Dankie Here Jesus vir u goedheid en trou en liefde, waar ons woord nou, die woord gaan lees, wil ons vir u vra Here dat u dit in ons harte sal opskryf en ons gedagtes ontvanklik sal maak daarvoor, sodat ons dit sal gaan uitleef en sal weet wat u van ons vra en wat u wil hê, hoe ons moet optree. Dankie Here dat u vir ons so lief is en dankie dat ons u woord nou mag lees. Amen. Ek het dan gevra vir Anandri dat sy vir ons die voorlesing uit 1 Petrus 1 uit die 2020 vertaling sal doen. Daarom, omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus by julle gebring sal word. Ons teks vanoggend begin met die woord daarom. Dis beteken dit dat die voorafgedeelte direk van toepassing is op ons teksgedeelte vir vanoggend. So kom ons lees die voorafgedeelte vanaf vers 3. Die opskrif is oproep tot lof aan God. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof, deur die krag van God bewaar word, vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Oor hierdie verlossing het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, nagedink en navraag gedoen. Hulle het probeer naspeur na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus wat in hulle was, verwys het, toe hy vooruit getuig het oor Christus se lyding en die heerlikheid wat daarop sou volg. Aan hulle is geopenbaar dat hulle, wat hierdie dinge betref, nie besig was om hulle self nie, maar julle te bedien. Hierdie dinge is nou aan julle meegedeel, deur hulle wat die evangelie aan julle verkondig het, deur die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, selfs engele begeer om insig hierin te verkry. En dan ons teksgedeelte vir vanoggend, opskrif oproep tot heilige lewe. Daarom omgord die lendene van julle verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede wel as Vader aanroep, tree dan met onsag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld.
Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, ter wille van julle, wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Dankie. Wat beteken die woord heilig vir jou? Wat is die prentjie wat by jou opkom as jy die woord heilig hoor? Die betekenis wat ons aan die woord heilig heg, word dikwels bepaal deur die kultuur en die geloofstradisie waarin ons groot geword het. Vir baie mense beteken heilig eenvoudig om moreel goed, sondeloos of volmaak te wees. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek die woorde hoor so sondeloos en volmaak, skep dit 'n gevoel van moedeloosheid, 'n gevoel van opgee, 'n gevoel van wegstap, van ek kan dit nie maak nie. Veral as ek die volgende woorde van Jesus in Matteus 5 vers 48 hoor wat sê, wees dus volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. En dan vanoggend se teks wat lees, wees heilig, want ek is heilig. Dit is 'n bekende gedeelte wat Petrus daarna verwys, wat uit Levitikus 11 vers 44 dan kom. Maar hoe kan die Here Jesus so iets van my en jou verwag? Dis mos menslik onmoontlik om volmaak te wees. Soos om nooit 'n fout te begaan, of iemand verkeerd te verstaan, of selfs verkeerd op te tree nie. Maar die Bybelse gebruik van die woord is veel ryker en dieper as ons oppervlakkige verstaan daarvan en die prentjies wat ons in ons kop skep. Wanneer ons die woord heilig in die Bybel lees, moet ons daarom versigtig wees om nie onmiddellik ons verstaan daarop te projekteer nie. Die antieke Bybelse wêreld het 'n besonderse verstaan gehad van wat dit beteken wanneer iets of iemand heilig genoem word. Nou ons westerse woordeboek verbind heilig dikwels met godsdienstigheid, morele goedheid, volmaaktheid en geregtigheid. En dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar die probleem ontstaan wanneer ons dink dat die volledige betekenis van die woord, dat dit heiligheid is. Dit verklaar waarom ons soms sukkel wanneer ons die Bybel lees van woorde soos 'n heilige priester, 'n heilige volk of 'n heilige mense wat God dien. Ons dink dan, maar ek is nie naastenby soos een van hierdie mense nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie volmaak genoeg nie. Ek sal nooit volmaak wees om heilig genoem te word nie. Tog noem die Bybel nie net mense heilig nie. Ons lees ook van heilige plekke, heilige voorwerpe, heilige dae en selfs heilige ruimtes. Nou was hierdie dinge dan moreel of sondeloos? Ek meen, dit is dan beslis nie, want die goed is selfs dood. Daarom moet ons vra, wat bedoel die Bybel werklik wanneer dit die woord heilig gebruik en iets heilig genoem word? Nou die Hebreëse woord vir heilig, wat ons dan vertaal het met die woord heilig, is kadosh. En dit is 'n byvoeglike naamwoord wat letterlik beteken afgesonder vir God. So is die woord kodesh, wat deel is van die kernwoord vir kadosh, 'n selfstandige naamwoord wat heiligheid of heiligdom, 'n heilige ding beteken. En dit word dan daarin toegeskryf. Nou die basiese gedagte agter hierdie woord is om iets af te sonder, eenkant te sit vir 'n spesifieke doel of vir 'n spesifieke gebruik. En dit is 'n belangrike sleutel vir oggend, dat as ons na die woord heilig hoor, dat ons sal verstaan wat dit werklik beteken. Daar is 'n beslis plek in die Bybel waar heiligheid ook met morele reinheid, gehoorsaamheid, toewyding en geregtigheid verbind was. Maar ons moet nie net dit ook ignoreer nie. Maar ek wil vandag veral hê dat ons sal stil staan by wat beteken dit as die Here sê wees heilig, want ek is heilig. Wanneer die Bybel iets heilig noem, beklemtoon dit in die eerste plek dat dit anders is as die gewone. Dat dit afgesonder is en dat aan God en aan 'n besonderse doel aan God gewy is.
Heiligheid gaan dis nie bloot oor iets wat goed is nie, of iets wat goed genoeg is nie. Nee, dit gaan in die eerste plek aan wie dit behoort. En hoekom dit dan afgesonder is, en waarvoor is dit bestem. So is dan ook die woord volmaak, wat in die Engelse vertaling as perfek vertaal is. Nou wanneer Jesus sê, wees dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is die Griekse woord wat hier gebruik word, teleos. Teleos beteken nie om volmaak te wees soos wat ek en jy daaraan dink, sondeloos, fouteloos nie. Nee, die Griekse woord teleos is 'n Bybelse woord wat heel, volledig en volwasse wees beteken. Dis is teleos om die doel te bereik waarvoor iets gemaak is. Dink aan die woord wat Jesus aan die kruis geuiter het toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, tetelestai. Dis 'n woord wat beteken, dis volledig, volkome betaal. Die doel is bereik. Wat dan deel word ook van die woord teleos. Dit beteken dis nie bloot om volmaak of sonder foute te wees nie, want as die Bybel die woord teleos gebruik, gaan dit eerder daaroor dat iemand geestelik volwasse word en begin leef soos God dit bedoel het. Byvoorbeeld, 'n mens groei al hoe meer in liefde en leer om daardie liefde prakties teenoor ander te begin uitleef. En dis wat die Here sê, wees dan volmaak soos julle Vader volmaak is. En so is die woord kadosh, wat dan ook as heilig vertaal word, eerder om afgesonder vir 'n spesifieke doel beteken, as wat ons dink dit beteken om soos God te wees, sonder sonde, sonder foute. Ons kan dit met iets so eenvoudig verduidelik, soos die volgende. Stel jou voor, jy het 'n teepot, wat jy net gebruik wanneer gaste kom kuier. Jy gebruik dit nie in die gewone oggendkoffie en tee wat jy drink nie. Dit staan in 'n spesiale kas by die huis, en dit word net uitgehaal vir gaste. Nou, as ons die Hebreëse woord dan gebruik vir heilig, beteken dit, daai teepot is heilig. Nou, baie keer en dink ons, omdat dit nou heilig is, beteken dit ook, mag jy daaraan vat nie, en dan sê ons baie, dit is hoog heilig, moenie aanvat nie, maar dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, dat daai teepot vir 'n spesifieke doel gebruik word, want die teepot in die kas het dalk 'n kraakie en goeters, maar daai teepot, hou mamma eenkant vir die gaste, wanneer hulle kom. Nou dieselfde geld ook vir jou tandeborsel. Het jy al ooit gedink dat jou tandeborsel heilig is? Want jou tandeborsel het 'n baie spesifieke doel waarvoor dit gebruik word, en dit is vir jou tande, nie vir ander nie. Dink 'n bietjie jou tandeborsel. Jy sit dit op jou plek en iemand anders te gebruik nie jou tandeborsel nie. Dis vir jou tande, wat ons in die ou tyd gesê het, dis vir jou bek en jou bek alleen. Jy gebruik dit nie om die vloer mee te skrob nie, hierdie tandeborsel. Jy gebruik dit ook nie om jou motor te was nie. Partykeer gebruik mense dit as jou tandeborsel uitgeweer is. Maar oor die algemeen gebruik jy dit net vir een doel, en dit is om jou tande skoon te maak. So as jy dink aan die Hebreëse gebruik van die woord heilig, beteken dit, jou tandeborsel is 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke gebruik. So jou tandeborsel is eenkant gesit vir jou werk om jou tande skoon te maak. Dis is jou tandeborsel heilig. Want heilig beteken afgesonder vir 'n besonderse doel. En wanneer iets aan God behoort en hy hom dan afsonder, dan sonder hy hom af van die gewone en sê, hierdie is ongewoon. Ons is die Here se eiendom. En Petrus wat in die gelowige skryf, julle is egter 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sê hy in Petrus 1 Petrus 2 vers 9. Dan wil ek vra dat jy vir 'n oomblik net daaraan sal dink, dat wat beteken dit as Petrus terug lees en sê dat die volk van God is priesters en 'n heilige nasie. As heilig bloot beteken dan moreel volmaak of sondeloos, sou hierdie beskrywing van Israel nogal vreemd wees, want ons weet by hierdie tyd dat die volk Israel se verhaal nie rooskleurig was nie, en dat hulle baie gefaal het. Hulle het dikwels teen God in opstand gekom, hulle het afgode aanbid, hulle het God se gebooie oortree, hulle was beslis nie 'n volk wat voortdurend moreel volmaak geleef het nie, en tog noem God hulle 'n heilige nasie. Waarom?
Omdat heilig hier nie beteken julle is 'n volk sonder sonde, sonder foute nie. Dit beteken julle is 'n volk wat ek vir myself uitgekies het en afgesonder het wat aan my behoort. Israel is uit die ander nasies geroep. Hulle behoort aan God. Hulle het 'n besonderse roeping. Hulle is vir 'n bepaalde doel in God se plan vir die mensdom die wêreld afgesonder. So ek vertrou dat ons nou vanoggend ook, wanneer ons na die woord heilig kyk en lees, wees heilig want ek is heilig, dat ons dit met ander oë na sal kyk. Want ek is die Here julle God, sê hy, wees dan heilig, want ek is heilig. Hy sê, julle is 'n volk wat ek vir myself uitgekies en afgesonder het. Dit is dus belangrik dat, as ek na die woord heilig hoor, dat ek uit hierdie konteks daarna sal kyk, en dan sal luister op 'n ander manier, wanneer die Here ons oproep om te sê, wees heilig, want ek is heilig. Want heilig beteken, jy behoort aan my, wees anders. Laat jou lewe anders lyk. Ek het jou afgesonder vir 'n spesifieke doel. God roep sy mense om nie bloot deur die waardes van die wêreld gevorm te word nie. Hy roep ons om anders te leef, omdat ons aan hom behoort. Nou, as die Here sê van wees heilig, dan beteken dit nie, jy moet jou upstairs hou en dink jy's beter as ander nie. Nee, hy sê in die eerste plek, jy behoort aan my. En omdat jy aan my behoort, wil ek hê dat jy 'n beeld sal wees van my liefde. Daarom beteken heiligheid. En as jy dink daaraan, wees heilig, want ek is heilig, wil ek hê die eerste ding wat by jou opkom, die eerste prentjie, moet wees, ek behoort aan Jesus. In Jesaja 6 sien Jesaja die Here op sy troon en hoor die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En Johannes hoor en sien ook hierdie beeld, en dan lees ons in Openbaring 4 vers 8, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Nou vir ons moderne ore klink dit nogal baie vreemd, want hoekom sê hy heilig, 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 hierdie engele, hierdie serafs? Kon hulle maar net een keer gesê het, U is heilig nie. Hoekom 3 keer? Want in die Bybel, wanneer 'n ding herhaal word, dan wil hulle klem lê daarop. En wat die engele eintlik sê is, Here, U is so anders, U is gans anders. So wanneer ons sê God is heilig, sê ons daarmee, Here, U is totaal anders. Daar is geen ander God nie. U liefde is ver bo alle ander. U geregtigheid is ver bo enige een anders. U genade is groter as wat ons selfs kan verstaan. U trou is sonder einde. U is nie bloot die beste van die ander gode nie. Nee, U is die enigste ware God. Nou die vraag is, wat beteken dit nou vir my en jou vanoggend hier in hierdie erediens hier in Piketberg? Petrus begin sy brief deur God te prys, omdat hy ons deur die opstanding van Jesus Christus 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepsel kom maak het en vir ons 'n lewende hoop gegee het. En hierdie hoop is nie iets wat vergaan of teleurstel nie. Dit is 'n onverganklike erfenis wat in die hemel vir gelowiges bewaar word. En al gaan ons as gelowiges tans deur verskillende beproewings en swaar kry soos ons gehoor het hierdie moeilike tye 'n doel. Al besef ons dit nie. Dit toets en versterk ons geloof, sodat ons geloof soos gelouterde goud sal wees, eg en kosbaar. Ons het Jesus Christus lief, en ek glo, ons elkeen kan dit bely. Ja, ons glo in hom, selfs al sien ons hom nie. Daarom kan ons met onuitspreeklike vreugde leef, omdat ons weet dat die doel van ons geloof, die redding van ons lewe is. Daarom moet elke gelowige sy of haar lewe verantwoordelik en heilig lewe eenkant gesit aan God. Ons is deur Christus nuut gemaak met 'n lewende hoop en ons ontvang 'n ewige erfenis. En daarom moet ons selfs te midde van beproewings vas staan in die geloof en heilig lewe. En heilig is dan ook
om anders te wees. Omdat Christus ons met sy kosbare bloed vrygekoop het en ons dan aan hom behoort. Ons behoort aan God. Hy het ons afgesonder vir 'n spesifieke doel en hierdie doel is om ander mense lief te hê. Om die skeidingsmure af te breek en om brûe te bou. Om te vergewe soos ons vergewe is. Om vir ander te vertel van die een wat ons liefhet, wat sy lewe vir ons gegee het. Dus wil die Here vir my en jou vanoggend kom sê, jy behoort aan my. Daarom kan ek en jy kies om anders te leef. Omdat ons aan die gans andere God toegewyd is. Mag ek en jy dan lief hê, soos die Here bedoel het, ons moet lief hê. Mag ons brugbouers wees. En dan het ons ook vanoggend die voorreg om hier as broers en susters, as geheiligdes in die Here, hierdie besonderse liefde van die Here te vier om die nagmaaltafel, wanneer ons saam die brood breek en die wyn drink. Terwyl ons die wyn en die brood so gebruik het, wil ek hê dat jy vir 'n oomblik net jou oë sal toemaak. Net sal ervaar hoe die Here vir my en jou sê, jy behoort aan my. Ek het jou uitgesonder, afgesonder, vir 'n spesifieke doel. Die bloed wat gevloei het aan die kruis, my liggaam wat gebreek is vir jou, wat ons nou in herinnering geroep het met die gebruik van die brood en die drink van die wyn, is 'n teken van God se liefde vir elkeen van ons. En die Here sê, gaan bewys ook hierdie liefde vir elkeen rondom jou. Mag jy my liefde gaan vertoon. Here, baie, baie dankie dat U hierdie herinneringstekens vir ons gegee het. Dat ons dit in herinnering kan gebruik en kan dink, wat het dit gekos om ons vry te koop van sonde? Here, dankie dat U ons ook geheiligdes noem, vrygekoop, vrygespreek, losgemaak. Dankie dat ons aan U mag behoort. Dankie dat ons U kinders is, U gemeente is, en dat ons ook dan broers en susters van mekaar is. Amen. Aan die begin het ons gesê dat die Here ons uit die normale gang van die lewe
hiernatoe roep om ons te ontmoet. En so stuur hy ook dan ons van hier af uit, om in die gewone gang van die lewe tot eer van sy naam te lewe. Mag jy uitgaan en weet dat die Here jou geroep het om 'n heilige lewe te lei. Nie iets wat ons nie kan bereik nie, want hy gee vir ons sy gees om dit te kan doen. Mag ek en jy in hierdie week gaan en lewe soos 'n kind van die Here en mag ons liefde bewys aan elkeen om ons. Amen.